Van daar af het ek in die A-span gehengel tot en met nou toe. Ek het verlede jaar klaar gemaak, want ek hengel al 30 jaar vir die dames. Ek sê van Barbara kom, nou moet jy vir my wys. En nou net maak sy hierdie dingetjie gou daar so. Ek sê nee, wow, wag, stadig. Stadig. Maggot, 'n floutie en 'n deeg. Ja, op een hoekie. Een hoek. So ek sit een maggot op, dan sit ek 'n floutie voor die maggot en agter die maggot sit ek 'n fyn deeg. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Right, welkom terug by nog 'n episode van The Original Podcast. Ons het vanaand vir julle weer soms so vinnig nog 'n episode wat ons rekord. Ons het nou so 2 aande terug het ons die week of verlede week se episode gerekord. Maar my pa gesê dat ons goue episode rekord wat ek op die vliegtuig lekker kan edit. Dit gee my 'n bietjie iets om te doen. Ek weet ons volgende week of die week wat julle nou sal sien. Se episode is nou klaar afgehandel, dan kan ons maar net konsentreer op die volgende ene. Maar dit, voordat ons verder gaan, welkom terug by die episode. As hy Sakkie, ja, sorry, ek is 'n bietjie laat, ek moes julle so 'n bietjie aan 'n lyntjie hou, maar die verkeer van Pretoria was bietjie rof en die tyd is kort en alles, maar ons is hier ons reg vir hom. Ons vat hom. Ja, en dat ons vanaand bietjie 'n nuwe gesig op die podcast is 'n persoon wat my pa al 'n rukkie lank op die lysie gesit het. Dit was gesê vir die regte oomblik. So Tannie Barbara, welkom by The Original Podcast. Ja, baie dankie. Vir die klomp van julle julle wat original girl. yes. So ons moet net gewag het vir die regte tyd. Ek moes wag want sy het altyd gesê ja, sy is nie bereid om met original iets te praat nie. Toe moes ons maar eers bietjie probeer convince en wat ook al. Maar vir die van julle wat al nou nie regtig nie. Maar vir die van julle wat al wat die gesig herken, maar dalk nie die naam en die gesig bymekaar kan by sit nie, dit is Tannie Barbara Conradie wat daar by Advanced Angling werk. So dis iemand wat elke dag hengel in en uit. Dit is soos wat ons lewe hengel is dit net so Tannie Barbara se lewe. So dis ook iets wat totaal en al 'n hele leefstyl is. Dis nie net 'n hobby nie, dis letterlik 'n leefstyl, net Tannie Barbara. Dis reg, jy's doodreg, ja. Eet, slaap, Iets drink. anders wat ek vir die mense kan so vinnig kan noem, sê is definitief een van die hengelaars wat definitief by Promania nogal 'n bietjie gat skop. Tussen die mans en tussen whoever waar sy hengel, jy moet maar deeltyd 'n oogie hou oor haar. Dis nie net 'n tannie daar langs die dam nie. Daai tannie kan nogal so nou en dan 'n vis raak pik. Aangesien panne daarvan gesels, as ons nou so 'n nuwe gas gewoonlik op die podcast het, doen ons 'n vinnige 'n opsomming van hulle hengel history en hulle background van waar hulle begin hengel het. So Tannie Barbara, wil Tannie nie vir ons so 'n bietjie 'n vinnige background gee van waar Tannie se hengel begin het en waar dit nou heen gaan, wat die toekoms vir dit is. My pa het gebly in Pretoria, en hy het my een keer na 'n dam toe gevat. Ek dink dit was Rodeplaat of wherever dit was. Toe het ek nie geweet van geelvis, baber en daai tipe goeters nie, en toe het hy my nou begin wys maak hoe lyk 'n vis en wat 'n vis is, wat 'n vis en sulke goeters. Stok en katrol gekry en ons het toe maar ingegooi. Ek het die klub gejoin, was nog visarend. En ek het offisieel proewe gedoen in 1995 en 1996 het ek begin hengel. Was ek die eerste keer in die B-span. En ek sal nooit vergeet daai dam aan die ander kant by nie Standerton nie, Secunda, so myndam waar ons gehengel het, waar hulle ook 'n SA kampioenskap gehou het. En ek het nie geweet dat jy moet jou vis in jou net sit en jou penmaat se vis in haar net nie. So my penmaat Ek kan sien waar hierdie gaan. ja, my penmaat het dan nog nie 'n vis nie. En ek gooi en ek klap die vis. Ek loop op en ek sê vir my penmaat, maar jy het nog nie 'n visie, hier's vir jou een, en ek sit hom in die net. Maar ek sien ons kaptein het so 'n boepensie, maar ek sien net hierdie barreltjie wat so aan hardloop gekom en sê, nee, jy kan nie dit doen nie. Ek sê, hoekom nie? Sê jy het nie 'n visie. En toe gee ek vir haar vis. Ja, so dit was nogal exciting geweest en okay, toe het 'n mens maar nou geleer, 'n mens mag dit nie doen nie. En van daar af het ek in die A-span gehengel tot en met nou toe. Ek het verlede jaar klaar gemaak, want ek hengel al 30 jaar vir die dames.
Ek het al buiteland een keer springbokklere gekry en binnelands ook. Ek is nou eintlik meesters en Promanias en elites op hierdie stadium. Ag en dis wat ek vir my pa, ons het verlede week het ons op die podcast gesels daaroor. Toe net ek my pa, so sê ek vir hom, ons het so gepraat oor die spanne ding wat nou, of die individuele toernooi van die elites wat nou was, die finaal. Dus sy praat met pa van oom Niewies en goed dat in sy sone was. En sy sê vir pa, is eintlik 'n regtig 'n sterk sone en ek dink dis die lekker ding van die elites is dat dit is nog steeds so kompeterend dat al gaan dan nie ESA's doen nie. Ek dink nie dat die gaan daai kompeterendheid mis nie, daai hoë level van hengel enigstens mis nie. Nee, ek mis dit nie, want as ek dam toe gaan, dan sal die ouens sê, ag nee, okay, ek kan nou nie vloek nie. Nee, 'n blikskottel weet, Barbara sal weer my sone. Toe sê ek, ja, moenie my nie onderskat nie, want ek gaan julle gatte vir julle skop, en dan doen ek dit. En dit is vir my lekker, want vir my is dit, ek dink ek leer nou meer om teen die mans te fish, as wat ek teen die dames moet fish. Om daai afstand te kry om te gooi waar hulle gooi. En ek stel hulle ook reg as hulle my sone kom, Peter daarvoor op 160 en sulke goeie sal ek hulle mooi sê, weet skuif 'n bietjie, jy moet in jou metertjies gaan gooi en sulke goeie. Voor jou gooi. Ja, hulle boks jou basies in. En ek dink hulle het baie respek vir dames langs die dam wat vir my baie lekker is. En ek is nie 'n persoon wat sal rondloop en aas gaan vra nie, al is jy uit my sone uit. Ek wil dit doen myself. Ek wil self daai vis gaan haal op wat ek dink gaan werk daai dag. En dit is vir my lekker. Dat as jy klaar gehengel het en jy het nou gewen of jy's tweede of derde, dat jy weet jy het dit self gedoen. Daar was geen buitestander as hulle jou begin vra. Julle het al. Daar het baie al. Ek dra al deegies aan dam toe. Nie net maggot. Ek dink dit is regtig dan jy sê is dat 'n mens leer op in so 'n situasie kan 'n mens regtig baie leer. As 'n mens hengel in jou vlak, as ek dit so kan sê, kan jy net leer jy leer altyd by mense wat beter as jy is. Op die einde van die dag leer jy die meeste, dan sien jy leer net nie, jy leer meeste van mense wat bo jou is of beter as jy dit doen. En as jy dan as jy mens dan ewe skielik gaan in die hengel wat teen die seniors wat ons weet wat op 'n baie sterk vlak hengel, dan jy sien ander goed raak, jy sien ander metodes raak wat sê net maar by die dames dalk nie so alom gedoen word nie, want daar's dalk nie die vermoë vir dit nie. So ek kan nogal sien dat 'n mens regtig net baie meer leer in 'n omgewing soos wat hulle sê van die elites en die Promanians. Ja, nee, definitief. Maar kom ons gaan aan. Dan het nou gesê dat hy nou vir soveel jaar gehengel, so dis sommer net lekker om met iemand te gesels wat weer eens soveel ondervinding het, en dit kom net weer terug op die rede hoekom ons die podcast gedoen het is ons het die vermoë om met Tannie Barbara te gesels en 30 jaar se ondervinding te kan kry en haar te kan vra rondom hoe sy dink oor spesifieke goed, en ek dink dit is sommer net regtig lekker. So as julle van hierdie tipe van goed hou, asseblief onthou subscribe vir ons. Julle kan altyd in die comments vir ons 'n vraag of twee vra. Ons gaan dalk nie dadelik op die podcast, ons is nie 'n live episode nie, so ons gaan nie dadelik dit kan beantwoord nie. Maar ons sal definitief kan teruggaan na die vrae toe en dan kan ons die vrae met Tannie Barbara gesels en ek kan weer terugkom na julle toe. Daar is 'n paar comments, ek het net gesê, daar is 'n paar comments wat ek wil deurgaan van die vorige episode, maar ons sal dit aan die einde van die episode doen. So as julle van daai vrae wat ons wil beantwoord sien, sal ons aan die einde van die episode doen. Ek kan vir mense ook gou net so bietjie ook perspektief gee van my kant af. Al die mense weet dat, of nee, net vir hulle vinnig sê hoekom ons met Barbara praat. En laat sy regtig eintlik 'n klomp kennis het. Almal weet dat ek snel glad nie hoeke nie. Ek gebruik daai gewone ou knoppie waar jy 3 keer omdraai deur die oogie en vou hom terug en klaar. En dit het ons nou daai toernooi by Bloemhof gehad waar die snel toe nou oënskynlik redelike groot verskil gemaak het. En na dit toe sê ek, okay, nou moet ek hierdie hoeke begin snel, maar nou weet ek nie hoe nie. Nou almal my hierdie knotless knot gewys en hierdie ding, maar as ek daai ding maak, as my lyn so reg opkom en ek kyk hom van agteraf, van lê die hoekie elke keer so. En dit pla my, dit voel net vir my nie reg nie. En so het ek toe nou die dag by Barbara gekom en sy staan daar in die winkel en sy bind hoekies, want sy maak stroppe en goed. En ek vat haar en ek kyk hoe in hierdie ding se kan stryd. Ek sê vir Barbara, kom, nou moet jy vir my wys hoe.
En nou net maak sy hierdie dingetjie gou daar. Ek sê nee, wow, wag, stadig. Wys weer. Sy wys my toe 'n tweede keer. Die derde keer toe sê ek van nee, wag, laat ek dit rekord. Vrydag met die spanne dag, toe dink ek so myself, man, ek het nou weer nog net my stroppe wat in my kas is. Ek het nog nooit daarby gekom om nou hoeke te snel nie. Nou het ek 'n hoek daar en ek het 'n lyntjie daar en nou probeer ek dink ek nee, ek kan nie onthou nie. Op die einde sê ek op myself vir die krekkie video nou. Wys Barbara my, sê maak so. En op die einde het ek vir 6 hoeke gesnel en hulle so mooi reguit en ek het vir 3 stroppe gebind en ek het met hulle gefish. Dis ek so chuffed met myself. Ek het hierdie hoeke wat ek self gesnel het met Barbara se video. Nou, kan ek daai video vir die members post? Ja, jy kan hom post. Ek dink jy sal dit kan doen. Ja. Maar in alle geval wat ek net sê is na my 50 whatever plus jare se hengel het Barbara my nou 'n maand terug geleer hoe om 'n hoek te snel. En dit vat baie lank. Dit vat baie lank. Dit is my perfect. Maar nou dit ja, was altyd pas 'n issue met die snel gewees, was die tyd. Ek dink dit was altyd die ding is altyd pas 'n issue gewees. My gewone stroppie bind ek gaan sit letterlik en ek bind vir myself 15 stroppe in 'n uur van scratch af. Dit is absoluut besluit nou ek gaan stroppe bind en oor 'n uur het ek 15 stroppe. Maar hierdie gaan nou aansienlik langer vat. So, ek gaan nou soos Gideon word. Elke aand as jy vir Gideon bel en jy sê van hoorie Gideon, wat doen jy? Nee, ek bind stroppe. Nou ek dink ek gaan soos want ek gaan so 1 stroppe aanbind. Maar nee. Wel, ek het nou in 'n week het ek 1200 hoeke gebou en 600 stroppe gebou. Ek's nou besig met 200 reismuurstroppe. Ek het nou vandag die skaklyne gedoen en die gummies opgesit in die soweltjies en dan gaan ek die hoekies môre bind en dan by maandag ek het iets Saterdag aan ek hengel weer Sondag by Jackie en maandag as ek maandag weer klaar met daai 100. Ja. Ja nee, ek dink dit op my vat nie. Ja, jy weet nie. En dan se nog tussen kliënte help, né? Ja. Dit was my lekker. Dit was my baie vinnig om stroppe te kry. Ek het gou na die trailer toe geloop, ek het 5 verhaal, dit vat my 2 minute en dan het ek 5 stroppe. Ek loop net na my pa se boksie maak hoe ek vat 5 stroppe. Hey, 2 minute. En toe hy ouer word, toe sê ek vir hom, "Haas nie 'n manier nie." Toe sê hy, "Nee, is okay, hy sal selfsorg." Toe loop hy na sy ma se kas toe, haal hy sy ma se. Want jy weet ek maak seker haar kas is vol en dan gaan hulle hare en dan sy weer gesond. Ek het nooit verstaan hoekom die mense so complain oor stroppe bind nie. Ag, is regtig nie so erg nie. Jy loop net na jou ma se boksie gehaal net daarso. Ja, maar dis lekker. Nee, maar ek sê nou nog vir kleintjie dat ek sal definitief as ons nou van Suid-Afrika af terugkom, as ek nou hier wil begin hengel, gaan ek moet begin stroppe bind. Ek gaan my eie stroppe moet begin bind. So dis die eerste keer. Ek het daarom vir 1 SA's, dink ek. Ek onthou vir 1 SA's het ek almal want ek onthou ek het eksamen geskryf. Dan moet ons by die skool as jy nou moes verplig om daar in die klas te gaan sit of jy nou eksamen skryf of nie, moet jy nou daar in die klas sit. En ek het na die onderwyseres gegaan, ek het vir haar gesê, ek kan juffrou Breitenbach of so iets. Ja. Ek gaan na haar, ek sê te vir haar, juffrou, is dit alright as want ek praat baie. Ek praat my hele lewe lank praat ek vreeslik baie en ek het baie in die klas gepraat. So sy het altyd 'n probleem gehad om my bek stil te kry. Dis ek vir okay, juffrou, ek maak met juffrou 'n arrangement. As ek kan sit en stroppe bind in die klas, sal ek stil bly. Kan ek dit doen? Sy sê vir my sakkie, "Sweet." So ek het daar in die klas gesit, sit ek daar so en bind ek stroppe die hele eksamen deur. Ja, dit was net so voor die Desember. En toe ek gegaan vir my een operasie het ek Dion gevra hy moet vir my die koeleboks bring, maar nie met drank of enigiets in nie. Ek sê ek soek my gut, my lug, my sowels, my gummies. Toe sit ek in die hospitaal daar, dus bind ek stroppe. Wat wys mense, as dit in jou bloed is dan jy vind 'n manier om dit te doen. Ek bedoel, ek dink nie pa praat van dit as pa vir Gideon bel, sit hy en bind hy stroppe.
ek kan nie dink dat dit is vir Gideon enigstens 'n chore. Dis nie vir hom werk nie. Ek dink dis na dag se werk sit hy daar so dit is sy ontspanningsgedeelte, ja. Daai tipiese jy relax, jy sit gou jy bind jou stroppie. Dis net jy en jou hobby as ek dit so kan stel. Ek dink as mens lief is vir jou sport dan ewen daai van goed is ook vir jou tog in sy eie mate lekker. Maar partykeer kry jy 'n stroppie wat ek nou ingesit het en ek is seker nie gekonsentreer daai dag nie. En ek haal hom by die dam uit, toe staan nie net 2 hoeke aan nie, toe is daar 3. Dis sê die ou vir my, en die ding, ek sê nee, ek is troppe gebou by die hengelwinkel waar ek werk en ek het nou nie seker opgelet wat ek doen nie. Toe sê op 'n boerstrop 3 hoekies. En toe sê by jou stroppe check. Ja, ek was bietjie nogal in die moeilikheid kom met daai situasie. Dit met toe Paul Pro-Ag gehengel het al die jare terug. Die original Pro-Ag. Was ook 'n tannie wat saam met julle gefiets het. Wie's dit? Ja, wat was haar naam? Ek kan nou nie Amanda Oosthuizen. Tannie Amanda met die Datsun bakkie. Sy is 2 jaar terug oorlede. Maar die hele ding met Tannie Barbara wat sy nou so praat van hoe sy het geniet om tussen die mans te hengel. Ek sal altyd aan dit is al toe sy dit gesê het ek dadelik aan haar gedink wat daar tussen hulle gesit het met die Pro-Ag en ek bedoel sy was die enigste dame. Ja. Sy was die enigste dame wat daar gefiets het en dit was 'n baie kompeterende. Daar was daar 'n paar ander dames ook. Daar was 'n klompie Tannie Poppy hulle en daai klomp het ook gehengel, maar het ook gehengel dink ek. Ja, maar 1 of 2. Ja. Maar Amanda het vir jare en sy's 'n single vrou gewees, so sy het nie 'n man of iets saam met haar nie. So 1400 Nissan bakkie gehad. Ja, so 1400 Nissan bakkie gehad en wherever ons moes maar net kyk en haak en sleep en dan ry sy in 'n sloot en in 'n trek. Daar was altyd sports met Amanda. Maar sy het ook 'n dag gehad wat ek recall baie pertinent, een spesifieke dag waar sy tussen Robbie Liebenberg en ek dink Jumbo gesit het. Dit was tussen Robbie Liebenberg en Jumbo het sy gesit by Grootdraaidam en sy het die toernooi gewen tussen hulle. En sy het muddies gevang. Daai muddies was net daar vooraan, sy het hulle gevang. So as mense Amanda die kans gegee dan en haar famous gesegde was as jy vra Amanda hoe gaan dit? Dan sê sy ag die ouderdom druk maar ek druk hom terug. Dit was Amanda se famous words. Ja, dis ook maar ek sê dit jy kan jou Springbok klere 30 keer na mekaar kry. En jy kan nog steeds blank op 'n oewer en 'n ou wat nou instap kan vir jou ore aansit en dit is maar net hoe dit werk. Vra my, ek weet. Ek het dit gesien die naweek. Ja. Ja, maar ek dink dit is een van daai sport. Dit is een van daai sporte waar die hoeveelheid jare wat jy hengel nie noodwendig jou gaan baat nie. Op die dag kan 'n ou wat net begin kan daai ding net reg, die dinge net reg doen en met al ek dink die enigste plek waar daai XP punte kan inkom is byvoorbeeld as ons 'n gesprek het soos hierdie waar as ek kan kyk, ek tap in julle inligting in wat julle van 'n venue weet. Eers ek het Tannie Barbara, as ek vir Tannie kan sê hoeveel ek al geleer uit hierdie podcast uit, dan praat ek met hulle, as hulle sê ja, maar hulle hierdie gedoen hierdie jaar, daai jaar dit gedoen en dit het so verander deur die loop van die jaar en goed so dit. En dit kan ek sien hoe experience jou gaan help. Maar op 'n spesifieke dag dink ek dit kan either way gaan. 'n Dag soos wat 'n ou nou die naweek gehad het, daai Vrydag. En vir die seniors Saterdag ook. Maar Vrydag met die spanne dag waar jy wen 'n sone met 1 vis of 2 vis. Ek bedoel vir 1 visie of buite kom en iemand se pop te vat. Dit hang nou maar waar hy swem. En daai ou se AC of floatie of DG of whatever hy aan het, gaan hy optel. En hoeveel ondervinding kan reg langsom sit, maar hy het nooit daar verbygekom nie want jy het hom gevang en dis dit, klaar, punt. Sorry. Die ouens het die naweek al by Bierman het dieselfde ding gesê. Hulle sê jy het net geen waarborg dat dit wat jy doen reg is nie, want dit is as die visie verbykom, tel hy my op. As hy nie by jou verbykom nie, sorry.
Maak nie saak wat jy doen of gooi nie. Ja, dis hoe ek vandag vir 'n ou verduidelik in die winkel. Hy sê die ou waarmee hy in dieselfde plek werk is George en hy sê nee, maar George hengel nou net met 'n gewone mushroom stroppie en hy hengel nou met springs en hy glo nou daaraan dat die spring en die mushroom gee meer vis as wat die spring gee. Toe sê ek vir hom, dis nie noodwendig so nie. Ek sê springs gebruik ek as ek tempo hengel. Bitter selde sal ek dan 'n spring gebruik, maar mushroom gebruik ek in die algemeen. Ek sê maar as jy sit sê 20 meter uit mekaar uit, jy weet nie wat voor jou lê en wat voor daai ou lê in die water nie. Ek sê, doen jouself 'n guns as dit nou weer gebeur. Vat hy spring waar jy my altyd mee hengel en jy vis kry. En as jy sien, hy kry nou vis, gaan staan op sy spot en gooi wat jy nou daar gooi, of gooi wat hy nou gooi op waar hy gooi, en kyk of jy dieselfde resultate kry. Ek sê, en dit gaan oor, hy is miskien in 'n nice spot, en hy is oop, en waar jy gooi lê in modder of jy lê in gras, en die vis sien net nie jou goed nie, maar sien sy goed. So ja, ek dink 90% ja. 90% van die tyd dink ek dit gaan oor 'n confidence. Een ou het confidence. Ek is soos wat jy sê, ek kan nie met 'n spring hengel nie. Rarig, dis vir 'n stryd. Toe ek nou gaan by Bloemhof met daai springs gehengel het, ek het rarig soos 'n lolly gevoel. Ek is dit net nie gewoond nie. Geef my, ek sal enige bol vir jou op enige gewig sit en hom gooi laat hy nie afval nie. So dit dra nie vir water laat hy vinniger is of vir pa met pa's ondervinding kan ek dit. Ek weet nie dis hoe ek daaroor voel net. Dit voel net vir my verkeerd. Dit voel vir my of jy 'n beginner is as jy 'n spring gebruik en ek weet dit is glad nie so nie. Ja, maar dit steek so net ons het episodes oor die springs ding. So ons weet dat dit is nie 'n situasie waar 'n gewiggie is beter as 'n spring of 'n spring is beter as 'n gewiggie nie. Dit is maar net daar's pros en cons vir albei en of dit jou gemaak meer vis vang, weet ek nie of dit regtig 'n verskil gaan hê. Nee, ek dink tempo gewys is dit vinniger want jy hoef daai bol nie, dis wat my opinie is. Ek druk nie daai bol dat hy mooi lykie. Ek vat die pap, druk hom op en ek kan 6, 7, 8 gou net opdruk. Floutjies is klaar aan, dan vat jy gooi sit neer en so gaan ek aan. So hy hoef nie vir my, want jy hengel nie ver met die ding, is dit 50 meter of 40 meter of whatever. Maar dan hoef jy ook nie mooi noodwendig op die gewiggie te wees nie. Nee, dan gooi ek hom af. Nou sê ek verder, ek is van mening dat 90% van kompeterende hengelaars wat met 'n spring hengel en vinnig hengel, daai bol lyk nog aanvaarbaar, want ek is seker jy gaan nie lekker voel as jy hierdie bol het wat so om net te sê, ag maar toe maak dit 'n spring aan. Jy gaan nog steeds reguit druk. Want dit is jou nature, jy is gewoon, vat daai bol, sit druk die spring in, maak hom toe klaar. Dit vat mense nie vreeslik lank om net 'n bietjie reguit te kry nie. So dit dra nie, ek weet nie, ek koop nie daai ene nie. Ek dink regtig waar nie dat dit jou spoed makliker maak nie. Ek dink jy kan maar dieselfde spoed kan 'n ou hengel. Ek weet nie, dis net gepraat van hoe die bolle lyk. Ek het daai foto gesien van Gideon se stroppe toe so gehang het. Ja. Nee, en al daai bolle is my gelyk. Dit lyk soos my sit moeite in daai bolle. Yes, like Sakkie, ek het die naweek begin wonder of daai bolle effek het. Want toe ek daai visse so begin vang die naweek, is net mooi toe ek net besluit, wag, ek wil sommer net kyk of kan ek 'n bol aansit soos Gideon. Weet? En jy sal kyk daai video, daai foto wat ek vir jou gestuur het waar hy so, nee. Kyk, ek het nog nooit 'n bol gemaak met daai puntjie bo nie. Just like. En toe ek die eerste vis vang, toe freaking convince ek myself dat ek moet hierdie bol. Dan staan ek as gelukkig het ek baie tyd. Jy weet, want die vis het vinnig gebyt. Just like, dit sal ek aan. En dan net dan tel ek hom op, en trek hy nou daarbo uit daai dun puntjie uit, dan tel ek hom op en dan maak ek hom eers weer mooi hierbo. Ek vir myself gegiggel later, maar toe dink ek, wat is die verskil? Ek het nou vis, so keep doing what you're doing. Moenie nou verander nie.
Dis een ding. Ek dink 'n hengelaar kan homself baie vinnig convince dat die kleinste dingetjie die verskil maak tussen 'n viskry en 'n nie 'n viskry nie. Ek is baie goed wat dit betref. My bolle wat ek aansit is so rond soos 'n golfbol. Nou sê Dion en almal vir my, maar hy moet so geshape wees soos wat hy nou gesê het, want hy trek beter. Maar okay, 'n rugbybal is ook half so, né? Nou, hoe ver skop jy 'n rugbybal? Hoe ver slaan hulle 'n golfbal? Nee, maar die een is op groot, die een is klein. Nee, maar nog steeds. En die een is swaar en die ander een is lig. As ek my weer kry, is myne so rond soos 'n golfballetjie. Ek het al daai episode met dit ook al gehad. Kom ek try en ek dink Mario Smit het dit vir my gesê. Barbara, as jy hom net so bietjie so daarbo druk, dan gaan jy verder gooi, maar ja. Hulle bly nog steeds rond. Mense moet dalk maar eendag net gaan staan en gooi en kyk wat se verskil maak dit. Ek dink daar moet tog wel 'n verskil maak. Maar jy kry ook daai ouens wat daai bolle gooi en dan Tolhuis. Tolhuis. Ek dink daai ou kan maar dit sal vir hom beter wees as hy 'n ronde bol gooi. Ja. Hoe kan dit beter werk? Ja, maar ons sit nou eintlik in 'n baie lekker situasie met die feit dat ons nou vanaand rekord en eers volgende week Woensdag die episode uitsit. Dan die Barbara sê sy hengel die naweek by Jackie. So ek dink ons kan dalk haar brein 'n bietjie pik om te hoor hoe lyk haar voorbereiding vir die naweek. En dan kan ons dit dalk Woensdag nou uitsit dat die mense kan sien of dit nou gewerk het of nie. Dan die Barbara gaan dan nie gemaklik voel as ons 'n bietjie daaroor chat. Ja, nee, jy kan chat, reg. Want die program gaan uit na die toernooi. Na die gehengel. Ons het nou 4 weke terug het ons met Lloyd Price het ons gesels rondom Jackie. So dit is 'n episode wat ons is 'n venue wat ons al bespreek het, maar ons het dit sommer net in general bespreek en wat ons het self gesê, Lloyd het self gesê dat hy lanklaas daar gehengel. So kom ons hoor 'n bietjie by Tannie Barbara, wat is Tannie se mindset? As Tannie nou die naweek gaan fish, wat is Tannie se plan of action? Kyk, plan of action, is dit nou winter of somer? Ek gaan my wader definitief aantrek. Ek loop altyd in die water in om te kyk hoe diep is dit. Want muddies is gewoonlik in so meter water, average, dan sal ek omdraai, dan sal ek uitloop en dan sal ek nou uittreë plus minus is 40 meter of 45 meter. Dan sal ek so op 50 inklip die enetjie. En die ander enetjie sal ek nou oop los en dan sal ek nou begin rondspeel en kyk op 65 of 75 of 85 wat is die lyn. Jackie op die oomblik, in die begin was hy vir my verskriklike baie nice dam om te hengel. Ek het een keer daar met Magic Baits by mekaar kom ding wat ons gehad het ek amper 70 kg graskarpe gevang en ek het 33 gevang die dag en dis al wat ek gevang het. Was net graskarpe. En ek een keer in social om tempo te hengel, het ek 86 muddies net met een stok en ek kon nie met al twee hengel nie. So vinnig het die goed gebyt. Daai tempo is vir my anderste nou. Dit is nie die selle nie. Ek weet nie of dit die nette is wat in die water was, wat hulle uitgehaal het, wat hulle nou weer uitgehaal het nie. Maar as ek nou soontoe gaan, is altyd vir my nie trossie maggots nie. Ek sit een maggot, 'n floutie met 'n fyn deegie, veral nou vir die winter. 'n maggot, 'n floutie en 'n deegie. Ja, op een hoekie. Op een hoek. So ek sit een maggot op, dan sit ek 'n floutie voor die maggot en agter die maggot sit ek 'n fyn deegie. En dan die ander een sal ek dan sê 4 maggots opsit. Dan kyk ek tussen daai twee watter twee gaan hy vat, of hy die boonste een met al die maggots vat of hy nou die onderste een of vice versa, wherever hoe ek hom laai vat. Dan sal ek dan daai dag sê okay, hy vat die onderste een net met die maggot met die deegie met die floutie, dan sal ek al twee so laai. Die linkerkant en die regterkant se stok, dan sal ek so dan hengel vir die dag. As ek sien ek het nou, ek sê my catch is nou op my spot, dan pla daai combo nie meer vir my nie, dan sal ek net maggots en maggots hak, op beide hoeke, want het gaan vinniger gaan. En dan is die vis, want jy klaar die vis op die kol, en dan gaat jy maar net aan. Dus dan is al, as daai vis in die byt kry, dan sal dan nie die hoeke as jy nou verander, net dat hy makliker is. Ja, dan vat ek sit nie daar in druk hom en trek hom mooi deur die stertjie, laat hy nie pap nie. As ek sien daai vis is daar, vat ek net 'n handvol so en ek vat daai hoekie en ek druk hulle deur, of hy nou onderdeur in die middel, deur die pens, deur wherever hy is, sit ek dit aan en dan gat ek en dan gooi ek.
en ek kry nog steeds my vis. Al het ek dit verander. Ek wou nou hoe kan vir jou 'n vraag net gevra het rondom dit, Barbara. Almal sê nou vir my, jy moet die hoekie vat en jy moet hom daar tussen twee oogies whatever, moet jy hom Ja, nou so fyn met 'n stertjie. ja, jy moet hom nou daar fyn haak, né? Nee? Maar vir my baie keer as ek begin haastig raak dan druk ek hulle stukkend en dan haak ek dan sit vir asof ek dit vir my beter werk as ek hom van buitekant af haak laat die puntjie daar uitkom. Waar die ander mense hom gewoonlik inhaak. Jy verstaan wat ek nou sê. So op die plat kantjie Ja. is waar almal hom gewoonlik haak. Ja, dis die twee Nee? klein Nou- breinkolletjies nou- met so sterk dingetjie wat uitkom. Dis en wat ek Ja, sê is ja. as ek hom as dis vir my partykeer net makliker om hom van die buitekant van die wurm af die maggot af te haak op die puntjie, maar laat die hoekie dan in die binnekant uitkom. Is dit nou 'n issue of nie? Hulle sê jy moet hom nie pop nie. Ja. Jy moenie laat die sous uitkom nie. Ja. Maar as ek tempo hengel, dit maak nie vir my 'n verskil nie. Dit het geen verskil aan my gemaak as ek vat dit in 'n gak of hy nou deur die kop of die gat of in die middeldeur is, het dit nie dit was nou Dis hulle as jou gat oop is sy oop. Ja, sy oop. Ja, as hulle daar sit, dis hoe ek sê, as hulle daar is dan whatever vir my die vinnigste werk, sal ek dan sal ek gooi. Maar ek maak seker altyd as ek al twee stokke in het ek al twee kante het ek twee stroppe wat reg is. En later dan raak dit eintlik so dat jy eintlik verboureerd raak. Dat ek is uit stroppe uit, dan sal ek vir my sê, okay, that's it. Dion sal sê agter, jou stok, ek sê ja, ek weet hy byt, en dis nou hy kommentaar van die agteraf, jy weet, en dan koer hy iets wat hy nie moet nie, en dan laai ek nou eers daai 4 stroppe, en dan begin ek nou weer te fish, en dan kom jy maar net weer, dat jy laai, net vinniger laai en te kere gaan. Maar my ritual is altyd 4 stroppe vooruit gelaai met die 2 in die water, en that's it, jy sal nooit vir my kry dat dit nie so is nie. Ek het bakkies wat ek dit insit, ek maak my handdoekie toe en daar gat ek. En enige planne vir Barber? Ek het nou maar per toeval, hoekom ek nou maar vra oor die Barber, ek het nou een van die foto's van Tannie wat hy so 'n helse snor vashou. Oor hy 14 punt iets kilogram snor, ja. Ja, ek het hom gesê ek het 'n good mind om hom te gebruik vir die profile vir die thumbnail vir die video. So is daar enige planne vir 'n snor? Ek het daai ding gevang met 'n 7 pond hoeklyntjie met 'n gewone karpstroppie, nie eens met 'n barberstrop nie. Net by the way. Maar ek dink omrede die barbers nog uitkom, gaan ek ek gaan kyk waar ek nou pen trek en sit, die diepte van die water, ek inloop en uitkom. En dan sal ek definitief een gooi met rysmure. So ek is besig om rysmuurstroppe te maak, dus ek dink nie ek kan verkeerd gaan nie. Maar ek is nie baie lief om 'n kop te gooi of sulke goeters nie. Alright, so ek dink dit is lekker. Dit gehengel julle die naweek? Nee. Ek gaan 'n bietjie lughawe toe, ek gaan 'n bietjie tyd spandeer op die lughawe. En sulke dinge so nee. Saterdag vir die mense wat eagle eyed sal dalk sien hier so 'n vreeslike klomp klere hier agter my. Dis nie net wasgoed wat ek nog nie weggepak het nie. Dit is wasgoed, maar ek het dit vir 'n rede nog nie weggepak nie. Dit moet nog net in die tas gepak word. Die vrou het vanoggend gou haar paspoort gekry met haar visa en goed soos dit, so alles is nou letterlik in plek. Ons moet nou net ons tasse gepak kry en maar ten tye laat hulle die video sien sal julle al hopelik is julle al veilig in Suid-Afrika. Hoe lank vlieg julle? So ons vlug is 8,5 ure Qatar toe of Doha toe, dan het ons 'n 3 ure layover in Qatar en dan is dit nog 7,5 ure Suid-Afrika toe. Dit is 18 ure. 16, ja. Ja. 16, ja. Sure. Ja, maar met die layover en als Ja, ons vlieg, ja. ons vlieg 8 uur die aand hierso en dan land ons so 8 uur die aand vir ons is 3 uur die middag by julle. Okay. So ons vlieg 3 uur, kom ons sê Suid-Afrikaanse tyd vlieg ons 3 uur en ons is die volgende dag 10 uur die oggend is ons in Suid-Afrika. Sure. So. En ek baie vinnig want dis hier by ons is dit van 8 uur die aand tot 10 uur die oggend. So
as ons gaan wakker word, gaan ons interne klok gaan heeltemal Ja, heeltemal die mekaar wees. ons vlieg 'n hele dag lank, maar ons het net een aand gemis. So ons sal maar sien as ons daarby uitkom. Ons het, jy sê julle vlieg hoe laat daar? 8:00 die aand. Ja, jy sien dis wat amper soos wat ons het 6 uur gevlieg. En jy vlieg heel dit bly net nag. Die nag kom net nie om nie. Ons gaan letterlik vlieg in die nag tot ons tentoon daaroor Addis Ababa, Ethiopië iewers dat daar rond is. Hoort ons eers begin want ons styg op in die donker, want 8:00 is dit al donker hier by ons. Ja. En dan vlieg ons donker in. Ja. So ja, dit gaan 'n vreeslike lang nag wees. Want as ons gaan 8 ure, ons vlieg 8 uur, dan vlieg ons 8 ure, maar dan is ons soos in 2 uur die oggend in Qatar. So dit hulle tyd. So dit is vroeg in die oggendure en dan ons daai 3 ure is hulle oor, dan vlieg ons weer in die aand. En dan word ons in een of ander tyd die sonopkoms te sien net voordat ons in Suid-Afrika is. So. Maar dit gaan lekker wees. Ons het regtig 'n paar goed wat beplan is. Ek het net gewonder of ek nie dalk een of ander tyd volgende week gou 'n draai moet gemaak by die dam nie. Ons het dit laas gedoen toe ek 3 vreeslike groot geelvis gevang. Nie laas. So die eerste keer. Die eerste keer het ons dit gedoen toe ek vreeslike groot geelvis gevang. So ek wonder of ons nie maar dalk weer vinnige midweek. Dis either die golf of die visvang. Ek weet nie wat ek wil nou net vir jou sê, vanmiddag toe sê ons moet gaan golf speel. Nou wie gaan visvang? So ek weet nou nie. Maar dis die ding as 'n mens vir so lank nou weg was, dat as jy wil terugkom, dan wil 'n mens alles met jou pa doen. Jy wil genoeg vir jou pa sê, kom ons gaan speel gou rond 'n golf. Kom ons gaan al wat ek bottle whisky. Kom ons gaan al wat ek vir die klomp sê is hulle moet net skoon maak daar by die pooltafel. Ja, definitief. Definitief sal ons 'n bietjie 'n game of 2 inwerk. Maar ja, dit gaan ons gou 'n bietjie 'n venue aanvat. Ons het nog so, kom ons kon dit nog so 20 of 25 minute. Is daar 'n spesifieke venue wat jy Barbara wil bietjie aan wil raak? Ja, ons kan maar Jackie praat. Ek het vergeet dat ons dit gedoen het met Lloyd. Dit ek vir gesê, hoor, kom ons gesels bietjie in diepte oor Jackie. So kom ons praat verder daaroor. Ek dink dis een van daai venues wat ou regtig in alle geval meer as een mening kan kry. Ja. En ek dink dit is een van die venues wat Barbara regtig waar baie hengel en sy doen redelik tot bo gemiddeld goed gewoonlik. Een van die comments wat ek nou so ruk terug begin kry het, is Flamingo Bay. Ons moet definitief iemand kry oor Flamingo Bay. Dis reg oorkant. Ja, is reg oorkant Jackie. Reg oorkant Jackie. So ja, dit is Gideon was ook daar gewees, seker so 2 naweke terug. Ja. Het jy al gesien hoe lyk Ho Chi Minh City van bo af, né? Sure. Google Maps. Ek het. Man kan Bliksem, net huise en huise en huise. Dit is so erg dat mense kan nie eers eie huis, hier is my huis. Hier is my werk. My werk is net hierso, so my woonstel moet hier. Hierso sien hierdie groot geboue. Ons my swembad. Ja. Sure. En ek kan vir mense sê daai is 'n swembad hoor. Dit is Ja nee, dis wel dit gaan baie vinniger wees om die tweede keer te kry. Daar kan julle sien die swembad gaan van hier af al die pad tot hierso. So kom ons doen daai measure distance, so kom ons sê kom tot about hierso. 45. Kom ons het seker 10 tot 40 meter of 45 meter swembad. Ja. So. Man Allah. Hoe breed? 19 tot 20 meter breed. So dis 'n decent swembad. Ja. En hy is warm. Dis die lekkerste ding van alles en hy kry vreeslik baie son. Maar hy is koud genoeg. Alright. Kom ons kyk of ek hom nou kan kry, dit. Ons het nou die vorige keer het ons gepraat van Oranjewil. Okay, hierso gaan Denysville. Hier gaan ons deur Denysville op baie pad.
Hierso is Kees en dis mos net langs Kees. So jy kom met hierdie pad in. En dan gaan dit hierdie stuk oewer hierso. Dis hy. Alright, so julle vat hom hier vanaf. Hoe sal julle dit beskryf? Is daar enige plekke wat spesifiek uitstaan vir julle of is dit maar 'n baie loodregte ding of is daar 'n gat iewers waarvan wat julle van weet? Die klipkoppie is gewoonlik die populairste plek waar almal gaan sit en dan of regs teen die draad by Kees is ook 'n goeie spot om te gaan sit. Wat gaan die klip? Die is klipkoppie is links. nee, kom bietjie af daai punt. Nee, Hierdie die punt. volgende punt af. Kom af hierdie punt. daai punt. Dis net daar net, Barbara. Ja, Daar is die klippe. Hierdie lyk amper soos 'n daai se kraal ding. Kraalkamp. Ja, Ek kan daar dit kan was. nogal 'n nagmerrie wees as die water oor daai ding is. As die water opkom. Oor die algemeen omtrent pen hulle basies net van die koppie af regs. ja, korrek, ja. Dis baie selde dat hulle daai anders tensy dit nou regtig 'n groot kompetisie is, dan sal hulle dit doen. Anders sal hulle eerder van die klipkoppie af pen regs en dan een of twee zones in Kees sit. Ja, dis Sien, reg. Ja. dis vir my ek weet ons het daar gehengel. Ek kan dit onthou en ek onthou die pad in wat ons daarso op die Keespad ingery het. Ek kan dit onthou, maar die fisiese oewer self kan ek het glad nie 'n mental prentjie van dit of enigsins. Oorkant ons sakkie is daar gewoonlik daai sprinkelbesproeiingsgoed van Vir die wat aan die oorkant oorkant is, Ja, dis wel, hy. ek kan die setting onthou, maar die fisies die oewer gedeelte self kan en dis op die pad gesê dis waar die para was, Ja. nê? En ek kan daai dag onthou, maar ek het nie 'n visuele prentjie in my kop van hoe die oewer lyk nie. Dis maar net hoekom ek gewoonlik maar net sukkel sodra mense praat van Jackie. Ek het gedink daar's 'n boom iewers, maar daar's definitief nie 'n boom. Nee, daar's Nee, glad nie 'n boom daar nie. Barbara die padda wat hy van praat is, terwyl hy nou daar in Vietnam was, het hy hiernatoe gekom en ons gehengel toe 'n toernooi daar ek en hy. En dis 'n regte African bullfrog, maar so groot ding. Groot para. Wat na hom byt. Sakkie het in die water geloop en daai ding gespring en gaan hom om te byt. En hierdie ou het geskree soos 'n Dis 'n blesoener rapie. hy het hom oor 'n mik geskrik. En later die dag toe het ons vir die ding begin geelvisse gooi en dan eet daai ding soos wat jy nie kan glo nie. Okay, maar ons het hierdie storie nou al 'n Ja. klomp keer vertel op die podcast. Kom ons kom terug na die hengel toe. So wat se tipe van geure en goed so dit kom gewoonlik nog maar uit by Jackie. By Jackie is dit maar jou kaasgeure soos jou stinkevoete, of tacky. 007 Deluxe. My favorite nou op die oomblik daar is en die mense kan maar vir my lag, ek gee nie om nie. As ek vis met dit kry is dit wat vir my werk. Is jou soep 2, Nadine Special en Mega Mix. Ek sit daai 3 goed op daai bol. Ja, en ek kry my vis tot in Bloemhof. Kry ek my vis op daai goeie. Ek dink ons moet dalk net vir die mense sê hoekom ek nou so Dis En dis 'n ek rowwe. sit al 3 op. Al 3 daai goed gaan op die bol. Nou kyk, as sy ou nou mooi daaroor dink, Mega Mix is net vrugte, Ja. né? Nadine Special se beskrywing op ons webwerf is vrotvrugte. So dis nog steeds vrugte. En dan soep 2 is 'n bietjie bunspice, cinnamon, nalkie, whatever. Net daai spicy, soos 'n spicy sting vrug. Dit ja. Dit kom terug na iets soos pine spice wat daai nuwe boldip is wat ons nou het. Is net hy kort 'n bietjie vrot. Hy kort 'n bietjie meer kaas. Ja, so 'n bietjie kaas en dan sien jy daar. Kaas sit en geniet dit of 'n duiwelstrekkie of iets in daai lyn. Pa praat nou nog so van die vrugte. Daar's nou 'n geur wat ek nog hierso wil gaan kyk. Ek nou laat pa sê dat ek dink ek moet dit laat ek dit net gou neerskryf.
wat ek wil kyk of ek môre dit kan nog gaan koop wat ek wil saambring. Iets wat ek wil hê julle moet vir ons toets een of ander tyd. Ek dink dit is dalk iets wat kan werk. Ek het nou verlede week het ek het al 'n geruime tyd hierdie in gedagte gehad vir hierdie spesifieke geur. Het ek nou vandag gesien dat hulle het vandag of gister het ek gesien hierso adverteer hulle dit as 'n visvang geur. So ek dink dit gaan iets wat totaal en al nuut is vir Suid-Afrika. Dis iets wat dit is 'n geur wat definitief nie in Suid-Afrika bestaan nie. Vir die mense wat al Asië getravel het, sal tentoon weet van wat se vrug ek praat, maar hier's 'n verskriklike vrug. Onthou jy nog die sappie? Ja, nee, goed, dit het almal oopgemaak. Ek het al 2 keer met hom deegies gemaak. Daar kan julle sien, dit is 'n hoe moeties en goed in Vietnam kom. Ek of julle wys my dat gaan glad nie kan lees nie. Ek ook nie. Dis nie Vietnamees nie, dit is in ek moes daai ek weet nie wat noem hy daai translate. Google Translate. Waar jy so met die kamera toe ek het so getranslate en toe sien ek dat dit is 'n borrie. 'n turmeric, né? Is basies 'n turmeric geur wat hulle daarmee hengel. Hy maak 'n verskriklike mooi deegie. Sorry, maar hy het nog nie vir gewerk nie. So kom hy hier staan en nie in my kas is nie. Vat hom Jackie toe. Ou moet dalk. Ek moet hom net meer kere vat en hom gaan probeer. Ek is seker as hy daar werk, sal hy hier ook werk. En definitief weet ons laat hy werk daar in Housman City en dan nooi al 2 plekke het hy gewerk. Maar right, is daar enigiets anders wat jy wil gesels rondom Jackie? Ja, hoekasies oor die algemeen. Barbara, hengel jy nooit daar met deegies nie? Nee, ek hengel met deegies. Kyk, as die maggots nie werk nie, wat ek gewoonlik doen, want jy weet mos muddies is altyd maggots, maar op hierdie stadium is daar baie geelvis wat pla. So jy try nou om daai vleisasies weg te steek, dan sal ek 4 maggots opsit, maar dan sal ek daai deegie amper soos 'n kous boor hulle trek en dan op die steeltjie van die hoekie sal ek dit toedraai, dat hulle net daai bol deeg sien, want ek dink hoe groter die aas is, hoe minder sal hulle pla, want hy gaan lê, hy gaan nie opbap nie, want 'n deegie wat nogal groot is, dink ek lê meer onder toe, wat hy regop sal staan. En met dit het ek nou al baie sukses gehad. En dieselfde met 'n Kariba wurm of 'n slangwurm. Ek sal net 'n klein stukkie opsit, maar ek sal hom toemaak met die deegie, as ek die dag nou met die deegie wil hengel, ek sien die geelvis pla baie. En dan plak jy hom, ek partykeer plak ek hom net aan die bol, ek hak hom nie eens in die bol nie, plak hom maar net aan al 2 kante, plak ek die deegie so, knoetsdeeg aan die ding so pas, en dan sal ek gooi. Sê vir in die karps, wat is jou strategie vir hulle? Want definitief verstaan ek dat jy moet 'n paar karps nou vang op die stadium. Op hierdie stadium kom nou eintlik net karps en babers uit. Die afgelope maand het ek nou al gesien het, is dit bitter min graskarp en bitter min muddies wat uitkom. Daar kom baie undersized geelvis uit. Nou, met geelvis dan hengel ek 'n harde bol, dat daai bol glad nie blus nie. Ek hengel partykeer 3 keer met dieselfde bol, dat hy glad nie blus daar nie, en dan kry jy minder geelvis. En hoe groter die aas wat ek aansit, hoe minder kry ek ook daai reel runs met die klein visies, die geelvisies wat pla. En die ander ding is, die kaps wat ek nou gedoen het in afgelope maand, het ek al 2 die flouties binne in die bol weggesteek. Nog steeds die harde bol, maar binne in weggesteek en gegooi. En dan het ek minder geelvis gekry, en dan het ek my kaps gekry. Maar die graskarpe is nie daar nie. Kan ons vra, wat se floutie jy dan gooi? Ek hengel maar gewoonlik met 'n Vampire of jou GeForce floutie, jou Senti flout, of nie Senti nie, ek noem hom Smiley, maar Smiley. Secret, ja. Secret floutie heng ek mee, en jou Bunspice floutie werk ook baie goed daar. Plain wit en plain geel werk ook vir my baie goed daar. En as die geelvis nou regtig, as jy nou gatvol raak vir hulle, het ek op 'n kol al 2 mieliepitte aangesit en ook weggesteek in die bol, dan het ek my groter karpe gekry. So dit is, 'n mens moet net, kyk hulle sê hengel deur dit. Ek dink jy kan deur geelvis hengel nie. Want ek het op 'n kol, ek dink ek 60 gehengel, en ek het nou daai ou geglo, en hy het vir my gesê, jy sal 'n weegvis tussen daai kry.
En ek het daai dag 'n blank op 'n proef geslaan met daai geelvis waar ek glad nie 'n weegvis gekry het nie. Glad nie. Ja, So, Dit dit het al is met my die- gebeur 'n paar keer waar ek deur hulle gehengel het. So ek is een van daai wat ek se 'n firm believer van Ja, om maar deur te fish. Maar op die einde van die dag as jy gaan daai dag kry waar daar net te veel is. As hulle te veel en te vinnig is, ek bedoel op die einde van die dag jy gaan daai dae kry. Ek dink dit is soos 'n blank. Ja, Dit is 'n ja, dag dit is wat kan gebeur. maar ek het daai uitgeleer wat ek nou onlangs gesien het as sê jy hengel op 45, jy's ingeklip op 45. En die geelvis pla dan sal ek uitklip en dan sal ek sê nie 50 toe gaan, ek sal dan 55 toe gaan. Net daai 15 meter verder weg van hulle af dat hulle dit nie kan raak sien nie. En dan raak ek nogal lucky waar jy dan die vis en dan sal hulle daarin beweeg gaan ek weer die 15 meter verder. En dan sal ek weer 'n paar karpe kry en baie keer sal ek dan weer terugkom vir die 5 toe. As ek nou klaar dieper gehengel, kom ek terug vir die 5 toe en dan kry ek my muddies weer daar. So 'n mens moet maar rond speel. Dis was wel ek dink hulle het gesê met die feeder wat hulle doen waar hulle sê maar 3 hulle sal 3 kolle hê wat hulle hengel. Dan fish hulle die een dan sê hulle dan word hy warm dan sy te erg dan gaan hulle daai volgende een toe dan fish hulle op. Ja. Dan gaan hulle na die derde een toe dan kom hulle weer terug na die binne. So ek dink hulle gewoonlik het hulle so 2 of 3 spots wat hulle so hengels. Ek dink as mense met die geelvis so iets kan doen en jy kan sien dit werk, dan dink ek dit kan nog 'n goeie idee wees om so te skuif en sê okay, Ja, 45 minutes, ja. 45 minutes. Ja. Dan skuif jy. Ja, dit Ek het ek nou gesien. Ekskuus, ek het dit gesien hierdie naweek met die lead ding is daar 'n paar wat dan jy het net gepraat van dalk hoe groot of die grasies kom nie uit daar by Jackie nie. Maar ek het gesien met die lead ding dat 'n paar lekker grasies uitgekom. Ek sien Daleen het ook so 'n lekker bees van 'n Daleen het een gevang. Daleen het een gehad van 9, ek dink 9 nee, 8.2, 8.2. Ja. Bernie het een gehad van hier by gehad, 5 of 6 kilos. Maar ek het nog altyd gesê die kokkelolle vang dit. So dis nou mos maar ons goeie ouens, ons ouens wat kan fish, ons vang nie daai goed nie. Dis daai ouens met daai Dis ek kom Jan Weekes hulle kry nê. ja, absoluut. Daai ouens wat met daai groot doeke en wurms en sulke goed vang. Ons ander ouens, ons vang hulle nie. So dis as hulle my nou hoor, maar gelukkig hulle luister nie meer teen nou nie. Die ding loop al hierdie podcast loop al 'n uur, so hulle het al opgegee. Maar in alle geval die mense wat nog kyk kan maar vir hulle gaan sê Barry sê hulle is kokkelolle. Maar dit is net 'n joke, my pa. Ek is ernstig. Ek kry dit nooit nie. Dalk is Paddy kokkelol dan. Ja, nee. Ag weet jy, dis een van daai dinge. Dis definitief asof daar sekere mense wat iets weet of iets doen wat ek nie weet of doen nie. Want jy kry dit laat soos Nadine sal 90% van die tyd as daar 'n groot grasie is wat uitkom dan gaan Nadine hom vang of Johan Bekes hom vang of Bernie is net so, sy vang hulle ook hoeveel keer. Ek dink dis die eerste keer wat ek nou direk by betrokke was wat ek hoor laat Daleen een vang. Dis hoekom hulle haar nat gegooi het. So dit was vir haar groot seene nog. Maar in alle geval dis hoekom sy's 'n fyner hengelaar en sy vang hulle nie gewoonlik nie. Maar by die mans was daar ek het nie een sien uitkom nie. By daar in die area waar ons gehengel het, ek het definitief nie een groot grasie gesien of gehoor. Ek het nie van 'n groot baber gesien of gehoor nie. Dit was Nee, ek dink nie die babers het uitgekom daar nie. Nee, definitief nie. Want dit het ons gesien by die bootkompetisie se goed. Daar was definitief nie babers wat uitgekom het. Alright, ek wil gou voordat ons die tyd vang ons nou. Ek wil net gou vir Paul een van die comments op die vorige video gou vir julle lees. Dis ek dink dit is vir my 'n vraag wat ek dink wat ons bietjie kan bespreek net voordat ons klaar maak. Van Henry Terblanche. En Henry is al 'n member van die podcast vir baie lank. So, hy sê Sakkie, hier's 'n vraag wat ek het. Wat is die verskil tussen gewone dips, bol dips of bait sprays?
is dit maar net die manier hoe jy dit gebruik. Gaan dit vir jou ander resultate gee? Kom ons sê jy gebruik dieselfde produk in 'n spray of in 'n boldip, gaan dit vir jou 'n ander resultaat gee. En dan 'n ander ding wat hy hierso wat hy op wat hy vra wat ek nogal dink 'n goeie ding is kan dips oud word en hoe gereeld sal jy dit vervang? Hy sê want soos byvoorbeeld ouens wat elke naweek gaan hengel, hulle kan deur 'n botteltjie hengel. Hy sê maar iemand wat byvoorbeeld soos hy wat net elke nou en dan gaan, hoe lank kan daai botteltjie in jou kas bly? Nou ek wil daai bespreking begin by sê dat ons maak dit so elke tweede week moet jy 'n nuwe botteltjie koop. Die raklewe is net so 2 weke. So as jy die botteltjie oopgemaak het 2 weke, dan moet jy 'n nuwe enetjie koop. Okay, so nee, dis nie regtig nie. So kom ons begin by die verskil tussen 'n boldip, 'n gewone dip en 'n spray. Ek gaan vir 'n paar keer dan kan ons net oor gaan na tannie Barbara toe oor wat sy sê. Sakkie weer obviously die verskil is die tekstuur. Die tekstuur is doeteenvoudig al wat verskil is nie goed. Die sterkste een is gewoonlik jou Mooti, die gewone 50 ml botteltjie Mooti. Wat dan gebeur is, dan hang dit baie keer af van wat se geur dit is, want alles kan nie sprei nie. As die tekstuur te dik is, dan kan hy nie deurkom nie, né? So, in baie van die gevalle moet ons hom dan verander, nie obviously verdun jy hom, want jy voeg goed by, maar jy moet goed byvoeg wat hom sy tekstuur dunner maak, laat hy kan sprei, né? En dieselfde geld vir die boldip. Die boldip is definitief na my mening gewoonlik 'n verdunde geur, so hy's 'n sagter weergawe en hy's dikker gemaak. Ek kan wel vir mense sê in ons spesifieke geval, wat ek praat nou maar net vir myself, het ons 2 geure wat identies dieselfde is. Of jy hom koop in 'n Mooti en of jy hom koop in 'n boldip, is dit identies dieselfde. En dit is Lotie en Petit Janine. Lotie en Petit Janine, of jy 'n 50 ml botteltjie Petit Janine koop of 'n 100 ml botteltjie, die konsentraat is presies die resep. Dit kom uit een container uit, dit word gemeng, dit gaan in een container en daaruit word dit gebottel. Die een is net 50 ml, een is 100 ml. Een is 50 ml, een is 'n glasbotteltjie met 'n lotion pomp en die ander een is 'n plastiese botteltjie met 'n lotion pomp. Daar's baie van die ouens wat sê hulle het 'n probleem met die plastiese botteltjies. Hulle hou nie daarvan nie, hulle wil dit in 'n glasbotteltjie hê, dan koop hulle 50 ml. Ongelukkig, die 50 ml botteltjie is duurder, want die botteltjie is duurder. Maar ons het nog steeds die lotion pompie op en dis dit. So dit is wat dit aan betref. Maar oor die algemeen vat mense 'n hoeveelheid van die Mooti en jy maak hom dan nou dik om 'n boldip te maak. So die tekstuur verander. Dit is nie noodwendig vir my 'n probleem, die feit dat hy verdun is nie. Laat hy bietjie dunner is nie. Waaroor dit vir my gaan is, dit gaan dan vir my oor die tekstuur van die produk. Sodra ek 'n boldip vat, ek vat nou byvoorbeeld die naweek wat by is wat ek met die Baitlik gehengel het. Baitlik word gemaak met Banlik. Is 'n banana en garlic wat ons vat en ons maak Baitlik daarvan. En die Baitlik kom van white Banlik. Toe word dit Baitlik. So dit is nou maar hoe ek by daai naam uitgekom het. Maar omdat dit 'n boldip is, kan jy hom vat en jy kan hom lekker smeer en hy stiek dan hy kleef aan die bol. Daai geur gaan lê daar, jy gooi hom en hy val daar binne en hy gaan af onder toe en daaronder begin hy en hy gee stelselmatig hy daai wit en die garlic en die banane en goed gee hy stelselmatig af. Hy vorm 'n wolk soos wat byvoorbeeld Skalk altyd praat van sy fairy dust wat die wolk vorm. Baitlik doen vir my presies dieselfde. Dit is die rede hoekom ek hom gebruik het en ek het toe nou die Baitlik gesit en dan sit ek my Petit Janine rooi bo op hom en dan gee hom hierdie mooi pink kleur en ek het hom so lekker gevry, verlyk dit so lekker strawberry roomys en dis dit. So daai die manier hoe ek ons boldips maak, gaan hy nou stelselmatig afgee.
Van die ander vervaardigers, weet ek, gebruik sommer net 'n stroop of 'n glucose of iets soos daai om dik te maak, wat heeltemal 'n ander effek gee in die water as dit wat ek vir hulle gee in 'n boldip. Ons as jy net 'n druppeltjie op die water gooi, sy sien hy skiet so of hy begin en hy spin so in die ronde, wat ook al. Dit is die manier wat dit gemaak word. Dit is die produk wat dit is. En dit is wat ek persoonlik dink, hoekom ek baie keer van 'n boldip hou. Ek is baie lief daarvoor om met boldips te hengel. En dit is hoekom ek ook baie lief is daarvoor om 'n ding te smeer. Want die konsentrasie is minder. As die ouens wat kom aan sit hulle net 'n streepie, is gewoonlik meer met 'n moetie, waar jy 'n sterker konsentraat het. Dieselfde gebeur met baie van die sprays, waar jy hom vat en jy spray hom, maar omdat jy hom spray, spuit hy maar bietjie, so dis 'n sterker ding, jy spuit hom en party vang hom, party mis hom, tensy hom letterlik teen hom hou, maar dan is ek weer baie keer bang om iets te spuit wat te sterk is. So dis van die verskil tussen die drie, en die ouens moet maar self hulle keuse maak van wat hulle gebruik. Ja, wat ek vir die ouens in die winkel sê is, kyk jou lopelige ding wat sprei, trek vinnig in jou mieliebom in. Hy lê nie bo op die bol buite nie. En 'n boldip is, jy kan hom smeer en hy lê buite die voerbal, en as hy land in die water soos wat jy gesê, dan gee hy sy kleur en sy geur af. So, ja, dit maak sin. Maar so wat ek van julle af hoor, kom ons sê jy hengel op 'n dag en die ou links van jou hengel met Petit, kom ons nie Petit gebruik, want hulle is dieselfde. Kom ons sê hy gebruik hierdie moetie, en die ou langs jou gebruik dieselfde moetie, maar hy gebruik dit in 'n boldip. Kan dit gebeur dat die ou met die moetie dalk meer vis kan vang as die ou met die boldip, of andersom waar die ou met die boldip dalk kan meer vis vang as die ou met die moetie? Daar kan wel 'n verskil wees tussen die produk. Barbara, vat hom. Hoe voel jy? Ek dink nie so nie, want die geur vir my en die kleur is vir my presies dieselfde. Maar soos wat ek voorheen gesê het, waar ek hengel, onder op daai grond is nie dieselfde nie. So ek kan miskien 'n sukses hê waar ek met 'n konsentraat hengel, en ek vang 10 keer meer vis as wat hy met 'n boldip hengel, maar ek hengel op skoon grond onder en hy hengel tussen gras onder. So, so kan 'n mens dit nie eintlik dan vergelyk nie. Ja. Jy kan nie sê ek is reg en hy is verkeerd nie. Ou gaan nooit sê wie's reg, wie's verkeerd nie. Jy gaan sê die ou wat wen is reg. Hy het die regte ding gedoen vir die dag. Ja, maar vir my gaan dit daaroor, Sakkie, die oomblik as ek op 'n plek hengel, waar ek weet ek moet 'n stok gooi en ek wil hê hierdie stok moet 45 minute tot 'n uur of uur en 15 minute lê, dan verkies ek dit om 'n boldip te gebruik. Omdat ek weet die manier hoe hy gemaak word maak dat hy swaarder is, so die geur gaan af, hy gaan op die bodem lê en daar gaan hy stelselmatig nou verder versprei. Die oomblik as jy 'n moetie gebruik, dan is dit 'n kwessie van hy's vinnig los. 'n Sprei is nog vinniger. 'n Sprei is vinniger, hy gee vir jou daai wa, maar die wa is vinnig weg, want dit het nou wel ingetrek, maar die groot wa is gone. Nee? So dit is vir my tyd wat ek wag vir 'n byt bepaal wat ek gebruik. Ek sal definitief, as ek in die wintermaande hengel ek 99% van die tyd met 'n boldip. Die ouens kom en sê hulle, byvoorbeeld, in wintermaande gebeur dit baie keer dat 'n ou by 'n dam kom en jy daai stil wintersdae, wat daai water soos 'n spieël lê. Dan kom die ouens almal sê hulle, ja, jy moet baie min moetie sit net 'n kolletjie of net 'n klein druppeltjie hier of 'n klein bietjie daar. Wat ek mee saamstem, ek stem presies daarmee saam. Maar al is dit 'n klein druppeltjie van 'n konsentraat, waar ek sê, ek maak nie om my nou lekker te vry van die kant of 'n lekker smeer te gee nie, want ek gebruik die boldip en hy is dan 'n bietjie sagter en hy gaan langer versprei, hy gaan stadiger release. Hy gaan nie daai water, daai shock gee van, wow, hier het ek hierdie skoon TCP gespuit en dit is hierdie
shock vir die water nie. As jy 'n TCP boldip vat en jy smeer hom lekker saggies, die geur is daar, maar hy gaan baie stadiger release en hy gaan baie langer hou in die water en ek weet nie, dis vir my 'n beter proposisie. En as ons oorgaan na die tweede afdeling van sy vraag toe, waar hy gesê het van hoe lank kan hy 'n botteltjie hou? Wat sal pa sê daar? Ek gaan vir die mense sê dat almal weet ek het 'n baie spesiale rose wat ek mee hengel. Daai rose is gediscontinued toe ons nog Supercast gehad het. Nee, so ons praat van ten minste 20 jaar terug, ek daai rose gekoop en ek kon dit nog nooit weer kry nie en ek kon dit nooit replace nie. Dis hoekom my voorraad is nou krities laag. En ek het per toeval my weer probeer om te kry en ek kry net nie iets wat enigstens van jouself die effek gee nie. En daai rose ry tot vandag toe presies dieselfde. Dit gaan vir my oor die konsentraat wat ou gebruik. Daar is definitief van die baie mense wat goed sal hê wat tot so 'n mate verdun is dat as jy hom nou koop en jy ruik hom dan ruik jy okay, ja, hierso is strawberry in, maar omdat hy tot so 'n mate verdun is, dan kan 'n ou definitief verwag dat oor 'n jaar of 5 van nou af gaan jy die botteltjie oopmaak en dit gaan nie meer daar wees nie. So ek sê 'n mens dis waar die ding inkom van jy as jy 'n Uno koop, dan weet jy gaan jou Uno ry en solank wat hy ry, gaan hy werk. Maar as jy een van daai ou Mercs gekoop het, dan weet jy dat oor 10 jaar gaan hy Merc nog steeds ry. En dis al wat ek net sê is ongelukkig hoe sê is die geseg pay peanuts and you catch monkeys. Betaal, ja, korrek, ja. So dis ongelukkig partykeer wat ek net sê. Ek sal nooit vir 'n ou sê, hoorie, die produk is so verdun jy kan nie met hom hengel nie, want het ek nou net gesê 'n boldip kan ek, maar 'n boldip se raklewe na my mening is definitief baie korter as enige multisin. As gevolg van die botteltjie. As gevolg van die botteltjie, as gevolg van die konsentrasie van die produk, al daai goed. Daar sê ek selfs myne, ek gaan nie 'n Bottle Beast boldip in my kas sit en hom hou solank as wat ek 'n Bottle Beast multi sal hou nie. Ja, ek wil gou daar inspring net voordat ons verder gaan. Ek wil my 2 cents net gee daarso. Iets wat ons byvoorbeeld genoem het wat definitief jou kan help om jou produk 'n bietjie langer in jou boks okay te hou. Dus jy moet mooi dink aan die layout van jou kas. Dis iets wat ons vreeslik baie moeite ingesit het toe ons elke keer as ons 'n nuwe kas kry, is dit regtig 'n ding wat 'n mens moet oppas oor waar jy wat se geure insit. As jy plastiese bottels het. As jy plastiese botteltjies het, jy kan nie 'n garlic langs 'n soetgeur sit en verwag dat daai garlic nie in daai soetgeur gaan intrek nie. Dit gaan dalk nie die eerste week gebeur nie, dit gaan dalk nie die eerste maand gebeur nie, maar gee dit 6 maande, gee dit 5 maande, 6 maande, as jy daai kas oopmaak, dis asof jy ruik garlic. So wat ons maar altyd gedoen het, is ons het 'n hoekie gekies in die kas, en net stelselmatig die geure begin sagter word. So jy het in die hoek het jy die garlics gehad, dan het jy die TCP's gehad, en dan het jy nou so stelselmatig die geure by die sterkte van die geure verander het, tot waar jy as jy aan die ander kant van die kas kom, het jy jou sagte rose en jou sagte amandeltjie en so jy al jou sagte geure het jy aan die een kant en jou garlics het jy aan die ander kant. Want as jy 'n gewone botteltjies het soos wat my kas al die jare was, as jy daai botteltjies langs mekaar sit, daai garlic na 'n paar maande gaan hy intrek en jy moet baie pertinent daarop let. En as dit die geval is, moet jy weet, luister, daai botteltjie wat is nie meer die botteltjie wat jy gekoop het nie. So, dis nie altyd 'n slegte ding nie. Daar's baie botteltjies wat ek baie hartseer oor is wat weg is, waar sien maar die garlic langs dit was en dit het regtig goed gewerk, dan kry ek 'n nuwe botteltjie en dit is net nie dieselfde nie. Maar dit is maar net iets wat mense moet in gedagte neem. Ek net vinnig daar nog 'n ding by sit. Die mense ek kan vir hulle foto neem. My rak by die werk wat daar staan waar al my houers waar uit hulle bottel is alfabeties gerangskik.
Maar as jy gaan kyk byvoorbeeld tussen my garlic en die honey is net so sterk geur, maar garlic kom net voor honey, en tussen hulle het ek 'n sentimeter dik plank. So 'n plankie wat daar staan, so tussen die twee bottels, net om te keer, laat daai garlic reuk nie in die honey intrek nie. En as ek dit daar doen, dan waarborg ek vir mense dat dit wat Sakkie nou sê, is 'n feit. So dis iets waarna ons baie oplet. Dis goed dat jy dit genoem het, Sakkie. Ek het nie daaraan gedink nie. Dis dieselfde as jy jou deegies maak en jy maak 'n garlic deegie en jy maak 'n soetbedeegie en jy gooi hom in dieselfde container en jy travel met hom en hy's in die yskas pakkies lê op mekaar. Ja, en ek het dit nooit eintlik daar opgelet dat dit wel effek het, want hy trek deur die plastie, so hy moet in die ander een intrek. Dan eventually as jy die twee ryk, weet jy nie wat een is garlic en wat een is skoon nie. So nou gaan myne in twee aparte houertjies, want die geur trek definitief in. Hy trek definitief in. Ja, absoluut 'n baie goeie punt daai, Barbara. Ek sê 100% met jou saam. Gelukkig myne is altyd net skoon. Ja, nee, ek hou van jou konsentraat garlic of jou kalmeerspray. Ek maak my deegies met daai twee. Ja, dis my. Daar's wat kan pot ook alle kalmeerspray deegie of 6 in paas lewe gemaak. So bak nie sê is altyd skoon nie. 99,9% van die tyd. Ja, maar ek het die naweek met die kalmeerspray deegie gehengel, maar Jerry het hom gemaak. Waar het dit gekry? By my. die konsentraat. Maar right, julle, ek dink ons moet hierdie ding nou begin afsluit. Ek dink die tyd is 'n bietjie gevang. Tannie Barbara, ek wil vir Tannie dankie sê vir Tannie se moeite, vir Tannie se al die kennis wat Tannie vir ons uitgegee het. Ek dink dit was sommer net 'n lekker gesels gewees. Ek dink ons gaan definitief sal ons 'n opvolg episode op hierdie doen. Ek dink dit was sommer net regtig lekker om met Tannie te gesels. So dankie vir Tannie se tyd en moeite. Nee, is glad nie moeite nie en ek waardeer dit baie en ek is in 7de hemel want ek is nou 'n original girl. So ja. Ek gaan daai my slogan maak daai. Ja, en ek sê vir Barry en vir Lia en Sakkie julle baie dankie hoor. En dan sien ek Paul oor 2 dae, 3 dae sien ek julle. Ek is vreeslik opgewonde, so dankie vir al die moeite. Dis die eerste keer dat ek nou terug gaan wees in Suid-Afrika vandat ons die podcast begin het. So ek is vreeslik opgewonde om sommer net 'n bietjie daarso in die hengelwinkels net te gaan staan en gesels met die mense en hoor of hulle daar al gekyk het en of hulle dit al geniet het of hoe wat waar. Maar dankie vir Paul se moeite, ek waardeer dit. Dis 'n groot plesier, Sakkie. En ons hoop julle reis veilig en ons kan nie wag om julle hier te kry nie, man. Ja, dan gaan dit weer 4 weke is 'n lekker keer wees en dan begin die groot Kobai weer. Ja, dis terrible. Ek sien uit na die vakansie, maar kyk sien op na die baie sê. So, dis nou maar ongelukkig. Dis waar ek en hy vir mekaar net baie sien ons draai om ons loop so. Ja, nee. Weg. Ja, as jy dink van ek vat my vrou se hand, ek sê vir kom. Laat ons loop. En ek loop na die ander kant toe. Ek weet as ek eers op baie vliegtuig is of uit die lughawe uit is, dan kan die mense stelselmatig maar net weer normaal word. Maar vir die luisteraars op die reis, julle geluister het tot nou toe, wil ek vir julle dankie sê. Ons sien julle volgende week. Wel, hierdie is nou volgende week, maar ons sal volgende week het ons aan 10 die episode wat ons by Western Accessories opgeneem het. So ek sal 10 net hierso ding insy om vir julle die datum en die tyd en die goed so dit te gee, maar sover ek weet is dit Woensdag 12:00 by Western Accessories. Maar anyways, julle geniet dit. Sien ek julle volgende week. Bye bye.